Dit is die Voortrekker-monument. Hier word die leefwyse van die voortrekkers wat die fondament gelê het van die eerste blanke beskawing in die binneland van Afrika kleurvol uitgebeeld. 'n Beskawing wat deur die eeue staande gebly het en wat sal bly voortbestaan. Tussen die jare 1835 en 1838 het die voortrekkers die Kaap verlaat op soek na ruimte waar hulle vry kon asemhaal. Hulle het langs baie weë en in baie verskillende groepe die onherbergsame en dikwels vyandige binneland ingetrek. In byna elke groep was daar mense wat ongelooflike dade van dapperheid verrig het. Vir meer as 'n eeu lank het hulle van die jong nedersetting aan die Kaap noord- en ooswaarts uitgewyk. Teen die jaar 1830 het hulle die Nuwe Veldberg, die Sneeubergen, Suurberg en die Groot Visrivier bereik. Gramstad uit Nage en Graafrenet was reeds gestig en groot groepe trekkers het van hierdie dorpe gekom. Die moedige Louis Trichardt het die weg aangewys na die noorde en het die Portugese nedersetting Lourenço Marques met 'n skrale 50 oorlewendes bereik, na 'n epiese trek deur die korsgetuisterde niemandsland van die Laagveld. Ander trekkers, onder leiding van Piet Retief, het met eweveel moed die gevaarlike roete oor die Drakensberge aangedurf, om aan die ander kant die welige weivelde van Natal aan te tref. Destyds die land van die Zulu-opperhoof Dingaan. Schepping van die almagtige God. Wonderskoon bo woorde. Halsted, my goeie gids en vriend. Jy het nie vergroot nie, nie 'n enkele ding nie.
Ek het nog nooit in al my omwandelinge so gesig gesien. Hierdie wêreld het nêrens in Afrika sy gelyke nie. Miskien nie in die wêreld nie. Commandant, Ja, u sien reeds graan groei. In die geestesoog. so. Daar is ook inwoners. Wat bedoel jy? Dingaan en sy impies. Ons het al baie van hulle gehoor. Chaka, Dingaan se broer wat honderde onderdane vermoor het. Is hy nie meer sy broer nie? Dingaan se grond strek so ver en wyd, hy kan dit onmoontlik alles benut. Hy het ons 'n ooreenkoms beloof. 'n Ooreenkoms wat vreedsame verblyf verseker. Die settlers in Port Natal sal ons verwelkom. Alsted, jy het baie gereis en jy ken hierdie land. Maar vir 'n oproep om sy eie broer te vermoor om koning te word. Wees versigtig om met hierdie Zulu koning 'n ooreenkoms aan te gaan, kommandant. Betwyfel jy my oordeel en die van meneer Halstead? Nee, maar ek betwyfel Dingaan se opregte bedoelings. Ek is uit die Kaap uit die weg omdat ek nie onder Engelse heerskappy kon uithou nie. Ek soek groen weivelde, nie bebloede aarde nie. Wil jy teruggaan na waar jy vandaan gekom het? Nee, Pieter. Ek het tot hiertoe saam met jou gekom en ek sal by jou bly tot die einde. Dankie. Ek hoop net dat jy verkeerd is en ek reg. Ons het alle rede om te glo dat Dingaan ons goedgesind is. Die smous en die sendlinge wat van die Zulus gewerk het, intussen hulle woon het niks oorgekom nie. Maar hulle het al sy waagstuk geneem. En ons het so ver gekom. Ons moet ook 'n waagstuk neem. Dingaan en sy mense het ons kennis en ons produkte nodig. Ons het hulle lande nodig om ons gesinne te vestig en te begin plant. Het is 'n redelike ooreenkoms. Kennis, Ja, kommandant. gaan terug en laat hulle die waans bring. Ons sal Dingaan en die Zulu koning gaan sien. Uyena umfokazana ongalalelanga izwi lengonyama ndaba ezethu. Thatheni, nimsokoma Tiwani, nimbulale. Sutheni. Letha omunye utshwala lapha. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet baie goed wat hulle doen, Francis. Al is hulle barbare, weet hulle dis verkeerd om 'n lewe te neem om die gier van 'n wrede koning te bevredig. Jy het hom dit al hoeveel keer gesê en vir hulle. Maar wat moet ons doen? Hy laat ons toe om hier te bly. Hy verdra ons. En nie al die maande wat ons nou hier is, het hy ons geen leed aangedoen nie. Hy praat selfs met my oor die woord van God. Maar hy probeer nie werklik om te verstaan nie. Hy wil nie regtig verstaan nie. Met die verloop van tyd en die geduld van ons geloof sal ons hom laat verstaan. Geweld, bloed, dit is wat hy verstaan. Hy domineer alles en almal. As iemand hom te nakom of in sy pad staan, slaan hom dood. Hy stel meer belang in gewere en moord as in die woord. Francis, kan ek openlik met jou praat? Natuurlik, ons is nog altyd eerlik met mekaar. Wat wil jy sê? Jy is nie nou in Engeland nie. Jy is in Afrika. Ek weet dit maar al te goed. Met slange in die solder, bose geeste in die lug en duiwels daar buite. Jou suster is reg, Francis. Die slange kan ek verdra. My geloof behou ek nog al die maande in hierdie godverlate land. Ons is met 'n doel hier. God het ons hier met 'n doel geplaas. En dink jy nou regtig dat die barbare hulle daaraan stuur? Wat is nou daar gesien het is hulle liefwyse. Dit is ons Christelike plig om dit te verander. Dit verander. Jy kan net so wat sê die son moet nie meer skyn nie. God het die son laat stilstaan, eenmaal. Jy het nie nou te doen met redelike, rustige mense nie. Kan jy hulle leer, kan jy hulle beskaafd maak. Menslik. Met die tyd sal hulle leer. Ek moet hulle gaan groet. Nog moeilik, jy sal sien. Ek het al 'n brief aan Dingaan beantwoord. Hy wil met hulle praat. Hy het hulle grond beloof. Hy sal enige iets beloof. Hy het al klaar grond beloof aan die Britse handelaars. Veral wat ek weet aan die Duitsers, die Portugese en die Eskimos. Julle sien net die swart kant raak. Hoekom julle saamgekom het, weet ek nie. Om die woord aan hulle bekend te maak. Om hulle broederlike liefde te gee. En dit lyk nie eers of hulle die betekenis van die woord verstaan nie. Ons mors ons tyd, Francis. Ons tyd en die van die Here. Niks wat aan God geskenk word is vermors nie. Kan jy dit nie verstaan nie?
Of ek nie meer geloof nie. Nee, Francis. Ek glo nog. Dis net nou ja. Nou is ek bang. Jy. Bang. Kom behandel hulle ons so. Wat gaan aan? U moet laat die opperhoof eers te praat, kommandant Retief die gebruik. Manje usuhleli phambi kwengonyama kwaZulu. Khuluma oze ngako Nkosi yabamhlophe. Julle is voor die opperhoof van die Zulus. Wat is dit wat julle wil hê? Dis vir ons 'n eer om met so 'n magtige koning kennis te maak. Nkosi yabamhlophe uthi injabulo ukukuvakashela indaba zethu. Kodwa awubhekeki njengankosi. Jy lyk nie soos 'n hoofman. Voorkoms maak nie saak nie. Ek is die leier van my mense. Hulle het my gekies. Uthi ukubukeka kusho lutho. Kodwa uwiyo Nkosi yabamhlophe. Manje nikhala ngani? Hoekom is julle hier? Ek dink jy weet al reeds, koning Dingaan. Ek het vir jou geskryf. Ons wil grond by jou koop. Grond wat jy nie nodig het nie. Van die berge tot by die see. Uthi ubecabanga kuthi usuyaze azengakho ubufise ukuthenga umhlaba koyofika olwandle. Yebo, uzwile umlayezo wakho. Kodwa ungayikhuluma kanjani indaba yokuthenga umhlaba kimi? Wena ubulela abantu bami, wathatha neenkomo zami. Ja, ek het jou boodskap ontvang. Maar hoe kan jy sê jy wil grond by my koop? Jy wat sopas my mense doodgemaak het en my beeste gevat het. Ek en my mense het niks van die aard gedoen nie. Ons kom in vrede. Uthi abakwazi lokho, bezongabuhle. Yebo, uzwile umlayezo wakho. Kodwa ungayikhuluma kanjani indaba yokuthenga umhlaba kimi? Zolo lokho, abamhlophe bebegibele lezinkabi ezingenampondo. Bahlasela ezinye zezibaya zami. Beba amakhulu amathathu ezinkomo zami zohlobo. 'n Paar dae gelede het blanke op perde 300 van my mooiste beeste gevat. Dit was nie my mense gewees nie, maar ek het daarvan gehoor. En ek weet wie die dief is. Dit was hoofman Sikonjela, wat perde het. En net soos ons aantrek. Uthi uzwili futhi usiyamazi nomenzi, usikonyela. Osenyama butu anjengathi nje. Kusho wena, unabo ubufakazi na? Dis wat jy sê. Kan jy dit bewys? Uma ufuna ukwenza ubudlelwano nami ngomhlaba, qala wenze ubudlelwano nami ngemfuyo yezinkomo. Uzozithola lezi nkomo kanye namasela azo. Ngizokhipha ezinye zezinduna zami ezazi lezi nkomo uhambe nazo. Umhlangano uphelile. As ons moet ooreenkom oor grond, moet ons eers ooreenkom oor beeste. Jy moet die beeste wat gesteel is terugbring, saam met die diewe. Ek sal van my beeswagters saamstuur. Hulle sal die beeste ken. As jy dit doen, sal ek vir jou grond gee. Die onderhandelings is klaar. Ons sal ons deel van die ooreenkoms nakom. Kom ons gaan. Bona ukuthi bazakwenza lokho bakushoyo umuntu kaNkulunkulu. Sal hulle maak soos hy sê, man van God. Hy is 'n man van sy woord, koning. Batembekile. Bafana nani? Soos groot wit berge. Nog hoër en groter is die berge waaroor ons gekom het. Ja, dit het moeilik gegaan. Sedert ons uit die Kaap weg is, gaan dit nog altyd moeilik. En dit was nie maklik in die Kaap nie. Maar nou is ons hier. Nou is ons vry. Is ons? Ek kan jou nie verstaan nie, Deborah. Ons het nou wat jou pa altyd wou gehad het. Of ons gaan dit binnekort kry. Genoeg grond vir ons almal.
waar ons kinders vry kan groot word en leef. Sien jy daardie ster, Johannes? Hoe ver weg is dit? Hoe ver weg is vryheid? Daaronder, by jou vader. Jy hou baie van my pa nie waar nie, Johannes. Jy bewonder hom. Sê my, wie van ons bewonder hom nie? Niggie, jy moet se Konjala se gesig gesien het toe ons daardie boeie om hom slaan. En jou man vir hom sê, hierdie is spesiale armbande. Spesiaal vir 'n hoofman. Die hoofman wat Dingaan se beeste gesteel het. Ja, die ou wou nog stry, maar hy moes uiteindelik maar erken dat hy skuldig was. Dankie. En toe? Nee, die beestwagters het die gestele vee bymekaar gemaak, toe het ons hoofman Sikonjela vrygelaat. Die trop is nou op pad terug na Dingaan toe. Nou wanneer kom my pa dan terug? Hy kom nie terug nie. Hy het kamp opgeslaan by 'n plek wat ons Doornkop gedoop het. Hy wag daar op ons. Ons sal binnekort by hom daar moet aansluit. Dingaan gaan baie aan sy skik wees. Ons het ons deel van die ooreenkoms nagekom. En sy beeste is vir hom baie belangrik. Ja, maar mense nog minder. Ek hoor hulle sê hy sal een van sy eie mense laat doodmaak sonder om 'n ooglid te roer. Sonder die geringste teken van emosie. Nee. Ek hou nie van 'n traktaat met so 'n barbaar nie. Hy is bezig om ons te bedrieg. Bezig om ons in 'n lokval te lei. Ek dink my man weet wat hy doen. Hy het dit reeds bewys. Hy sal ons nie meer bos laat lei nie. Dingaan is geslepe. Hy's genadeloos. Om met so 'n barbaar te onderhandel moet 'n mens met doonloos wees. Absoluut met doonloos. Ek dink die kommandant ken Dingaan beter as ons. Hy het hom klaar opgesom. En hy sal nie alleenig wees nie. Maar Rits en Ys al reeds op pad na Doornkop. Ons het 1000 waans, oom. Ek sien bitter dae. Bitter dae. Oom is tog nie bygelowig nie. Ek glo nie daar sal iets gebeur nie. Oom sal sien, ons gaan nog saam gelukkig in die beloofde land woon. Ja. Ek weet ek is oud. En julle dink ek praat sommer. Maar daardie Zulu koning vertrou ek glad nie. Ek vertrou hom geheel en al nie. Oor 'n paar dae sal oom sien. Môre gaan ons die berg af Zululand in. Ons gaan ons vestig daar in die vrugbare vallei. En môre is dit kommandant Retief se verjaarsdag. Môre sal dit 'n mooi dag wees, oom. Ek dink dit is 'n fantastiese plan. Gaan jy so lank daarheen, dan gaan haal ek dit gou. Wil jy nie ook iets verf nie? Nee, dis jou pa en dis sy verjaarsdag. Ons kom, moeder. Jy weet, dis seker die grootste gelukwensing in die wêreld. Jy kan hom nie saamvat nie, Pieter. Hy's nog 'n kind. Hy's ons enigste seun. Hy's 'n man. Die trekker hom sterk gemaak. En daar's geen gevaar nie. Ek moet net 'n traktaat by Dingaan gaan teken. Maar dan beloof ek as saam gaan.
Maar ek het bedoel as jy ouer is. Nou goed. Maar wees asseblief versigtig. Kom gou terug. Oom Gert, my maat gesê ek is saam met pa gaan. Dis goed my kind. Ry saam en kom veilig terug. Pieter. Pieter. Ek het jou al gevra. En ek vra jou nou weer. Ek is 'n siek man. Daar's nie baie tyd vir my hoor nie. En dit maak nie saak wat nou met my gebeur nie. Pieter, Dingaan kan verraderlik wees. Laat ek die traktaat gaan teken. Gert, as ek wat met Dingaan onderhandel het en ek moet gaan teken. Jy's koppig. Jy wil jou lewe, die lewe van jou seun en ander manne wag. Terwyl daar niks is wat ek kan verloor. Ek waag niks. Ek is kommandant en gouverneur van die Verenigde Laars en ek moet Dingaan gaan sien. Hy is 'n moeilike kaland, dit sal ek toegee. Maar ek weet hoe hy dink. Ek wil jou nie aanstoot gee nie, want jy's 'n goeie man. En 'n wonderlike leier. Maar Dingaan sal wil hê dat ek moet gaan. Hy beskou my as die hoofman van die trekkers. En omdat hy self 'n koning is, sal hy met niemand anders onderhandel nie. Dit is jammer, Gert. Maar ek sal moet gaan. Wat sal 'n mens met hom maak? Ek weet nie, Gert. Hy volg altyd sy eie kop. En hy sal dit nou ook doen. Niks sal hom stuit nie. En wat is dit? 'n Stuk van die kudu wat jy geskiet het. Die wat deur die kamp gehardloop het. Maar ons het almal na hom geskiet. O, ek het gedink jy het gesê jy het hom geskiet. Ek het 'n vreemde gevoel in my gebeendere dat nie een van hulle lewendig weer gaan terugkom nie. Nooit nie. Kom. Ngimthembise idili, ngamthembisa nomhlaba. Uma engabuyisa inkomo zami. Uyakwazi lokho nawe ndoda. Ufike lapha uqhamuka ondini, uzoba ngumtoliki wale ndoda kaNkulunkulu. Wayibona nencwadi yesivumelwano evela kule nkosi yabamhlophe. Yesivumelwano. Die koning sê hy het retiewe traktaat beloof. Hy het hom land beloof as hy sy gesteelde beeste in Sikonjele terugbring. Hy sê ek weet dit en dat ek van Port Natal gekom het om tolk te wees by u sendingstasie. Ek het ook retief se brief gesien. Wat sê hy sal dit doen? Hy het woord gehou en die beeste teruggebring. Nkosi yabamhlophe isigunile. Isitembiso en yazibuyise nezinkomo zakho. Yebo. Kodwa liphi isela usikhonyela? Ngifuna yena unkomo. Kodwa inkosi yabamhlophe imdedele. Ja, maar waar is Sikonjele wat die beeste gesteel het? Hy wil Sikonjele hê. Gouverneur Retief is 'n man van genade en 'n ware Christen. Hy glo nie daaraan om 'n lewe te neem nie. Hy glo aan die goedheid van God en vergifnis. Net soos hy weet dit is verkeerd om dood te maak wat die werk is van die duiwel, nie van God. Nkosi yabamhlophe, inkolo, nkulunkulu akakolwa. Ukubulala ngoba, ukubulala ngokuka Satana. Ujwayele ukungitshela ngalo uNkulunkulu nalo Satana wakho. Kanti ke lapha uNkulunkulu munye. Yilo. Uyangizwa na? Yilo. Jy praat altyd van God en die duiwel. Elke keer as ek jou aanhoor, dan praat jy met my van jou God. Maar hier is dan net een God. En dis hy. Dingaan van die Zulus.
kuier by ons. Dit was gaaf en julle om ons te kom ontmoet. Ek is bevrees ek het verontrustende nuus vir u, meneer Retief. Wat kort, eerwaarde. Ek het opdrag van Dingaan om te sê dat hy nie nou al met u kan praat. Maar ons het Dingaan se beeste gekry en hulle teruggebring. Ons kom die traktaat teken soos ooreengekom is. Hoekom moet Dingaan ons dan nie nou sien nie? Kommandant, ek is bevrees ek weet nie wat in sy kop aangaan nie. Hy sal met u praat oor 'n dag of 2. Intussen sê hy moet die kamp opslaan en in vrede bly. Sy mense sal vir u kos en drank bring en u onthaal. Ek beskou dit as 'n belediging. Kommandant, ek weet hoe hy voel, maar hy is die koning. Ungethuki inkosi emhlophe. Bazokujabulisa. Phela uma uzoba umngani nomakhelwane, kufanele usazi ukuthi singabantu abanjani. Hy sê julle moenie bevrees wees. Hulle sal u onthaal en wys wat 'n soort manne hulle is. Nou ja, goed. Miskien sal ons hierna vir julle wys wat 'n soort mense ons is. Because ya van klofe ya bonga. Na bozoni boniese. Yabona ukuthi baqotho. Bayakwazi nokulwa. Hy sê julle kan sien hulle is manne. Hulle weet hoe om te veg. Ja, ek sien hulle is dapper en sterk. Maar my manne ook. Impele banisibindi. Nabake futhi. Shukuthi lezi ingabe zakhe ngenampondo. Singaba nejubane ukwedlula ibutho laKwaZulu. En hierdie ossa sonne horings van julle, die pere. Dink julle hulle kan vinniger hardloop as hierdie mense? Reg. Neem 6 van jou vinnigste krygsmanne. Hulle teen my ruiters hardloop. Ons sal sien wie wen. Ballette. Halster. Kies 5 van ons knapste ruiters. Impela lezi inkabi zakho zingenampondo zinejubane. Kodwa ngeke bebe namandla ngaphezulu kwebutho laKwaZulu. Nalezi induku zene zomlilo angiboni ukuthi zinamandla ngaphezulu kwalezi zalabo abamhlophe abasondini. Ja, hy sê jou manne op hierdie osse sonne horings is vinniger. Maar hulle is nie so sterk soos hulle vegsmanne. En hierdie vuurstokke van julle, is hulle so sterk soos die van die Britte by Port Natal? Sterker. Ziqinile. Angiboni ukuthi bangaphumelela empini yaKwaZulu. Hy dink nie hulle is opgewasse teen die spiese en assegaaie van hulle impies. Hulle het alreeds bewys dat hulle opgewasse is teen die Matabele's. Wat voor hulle uitgevlug het na die noorde. Ungebuza Amandebele. Amandebele akayena Zulu. Bangabantwana. Matabele is nie Zulus. Hulle is kinders. Wil ek jou wys? Geef my iets om na te skiet. Een van haar skulde. Beke into angedubule. Inhlambi yakho ngeke ingene kulele hawo. Iqine kakhulu. Ngokubonisa.
Kom maar, ek jy moet my laat op bang apa. Hy sê julle sal nie deur een van hulle skilde kan skiet nie. Kom jy maar apa. Spek sy hang apa gee. Nee, moenie! Ek sê die koe van my geweer sal dwars deur sy skat gaan en hom doodmaak. Ungela goti. Uzofa! Ankolo. Hy glo jou nie. Maar wag. Pieter. Neem iets en gesit dit agter die skild by daai rots. Hamba ubatshele ukuthi sezosibopha isivumelwano. Abese bonke. Uyicala ungena emasangweni ngonyama. Ngiphethe lezi ntukuzeni zomlilo kanye nalezi inkabi zenexambondo. Julle mag nie binne die koning se kraal met julle osse sonne horings en julle vuurstokke kom nie. Julle moet hulle buite los. Klim af. Laat julle perde vas en ons julle gebeure buite teen die muur. Ons los ons perde en gewere buite. Yebo, kusenjengoba bengishilo. Nizowuthola umhlaba, nibe ngomakhelwane bami. Dit is dan so ooreengekom. Julle kry die grond en ons leef in goeie buurskap saam. Baie dankie. Ek is seker ons sal altyd vriende wees. Iyabonga. Sizoba abangani. Yebo. Okwamanje asidle sename. Nou sal jy saam met my eet en drink. Ons het reeds geëet. Sisasuti. Kulungile ke, sobuya sidle. Okwamanje abantu bami bazonijabulisa. Dan sal ons later eet en drink. Voorlopig sal my manne julle vermaak. Kala lapho. Allee, jy lyk vir my bekommerd. Sal ons gaan thee drink? Matiwane.
Mag die Here hulle genadig wees. Daar is niks wat ons vir hulle kan doen. Die handelaars het ons gewaarsku dat dit sou gebeur. Wou die doen as wat praat. Iselikhiphele inkosi izwi lokuthi lo mzi wakho mawuvalwe. Ayinanxe nawe nabantu bakho. Izokunikeza ithuba lokuthi ubaleke ulibhekise ondini. Die koning het beveel dat hierdie sendingstasie moet sluit. Hy het niks teen jou mense hier nie. Maar julle sal nie kwaad aangetroon word nie. En julle sal toegelaat word om veilig na Port Natal te reis. Dit ons moet wat pak. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren en al uw wegen. Wat is het, Daniel? Voel je beter? Nee, die pijn is nou erger. Misschien moet je maar voor moeder roepen. Keer. Ik weet niet. Zeker nog een jakkals of een luiperd wat rondsluip. Die honden blaf soms verleien, skade. Ik weet. Ik wil toch net maar gaan zeker maken. is al baie fyn gewees. Nee, Daniel, kom. Dis seker te swak. Ek wil sien. Vat hom hier weg as jy kan, Clara.
bly maar rits by Doornkop. Nee, kan ek nie vir julle bly. Gaan, Petrus, nie jy praat iemand gaan. Ek kan jou nie verlaat nie. Red hom. Hy's al wat ons het. Wat was dit? Ek was net kom maar net van my kamp. Kom sit. Laat my seun doodgemaak. My seun vermoor sonder waarskuwing het aangeval. Doodgemaak. Waarsku die ander. David, hier. Gaan waarsku die Engelbrechts, die Rousseaus en die Greilings. Sê vir die Zulus kom. Reg. Sê ek vir Marits by Doornkop. My broer Petrus is klaar op pad na Doornkop. Trek laar. Gee my 'n geweer. Maar aan jou toestaan. Gee my 'n roer. Wil ek my seun vermoor. Laat hier gaan en ek gaan. Goed. Ry na die Engelbrechts en Rousseaus, wil jy?
Vertel jullie grilings en aanzien. Vraag ik weet waarin het is. Weg is. Trek klaar! Meneer skitte, ek Peters besluit nou. Nou wat op dese aarde maak hier? Weet jy wat aangaan? Ja, ek weet, ek wou julle kom waarsku. Ek kan my later verstel sien. Spring op. Sambil. Ek het Zulus gesien. Hoeveel is daar? Ek weet nie, honderde. Die in deze skeelplaats, des allen hoogsel is gezeilende, des al verwachtend en des skadu des almachtig. Ik zal tot den heel zeggend mijn toevlucht, mijn È pronta la partenza, io mal lontano addio, oh Napoli ben mio, non ti vedrò mai più. Quanto va di più caro, entro il tuo sensi sera, addio, addio, un paradiso intera. Napoli mio sei tua, un paradiso intera. Napoli mio sei tua, un paradiso intera. Baie mooi, Hendrik, maar je moet je Italiaanse accent verbeteren. Giorgio, c'è qualcuno? Che c'è? Iemand moet die ander gaan waarsku, die Zulus kom. Luister allemaal. Ik zal rijden, hulle gaan ver. Krijg die roos niet kwijt, maak de gilaar. Gauw. Maar ik zal zelf gaan. Jy is Italianer, een smoes, man. Jy is niet een trekker. Ek is een van julle. Ek het saam met jou besigheid gedoen. Ek het met jou geveg vir jou. Ja, maar jy is niet die persoon wat ek het... Zal ik rijden die aan de gaan waarsku. Jullie moeten in elk geval hier blij om te vechten. Nee, Theresa. Ik zal het niet toelaten, nee. Io posso cavalcare bene e veloce come voi. Mijn vrouw zij kan rijden net zo goed als ons. Nee, Theresa. Laat mij gaan, tesoro. Hij heeft je hier nodig. Rijd voorzichtig. Mag de Heer je behoed. Vrouwmensen. Ja.
maar sy sal versigtig wees. Sy is heel waarskynlik veiliger daar as wat sy hier gaan wees. Wil jy sê my vrou is al apart? Nee, sy is baie dapper. Die waarheid is, ons almal moet dapper wees vandag. Luister. Jan, keer julle aan die suidekant. Ons sal hierop keer.
nag van verskrikking wat op die verraad van Dingaan gevolg het. Voortrekker mans, vroue en kinders wreed vermoor deur die bloeddorstige impies waardeur Dingaan aangehits is om moord en doodslag te saai, nadat hy 'n plegtige vredesooreenkoms geteken het. Voet van die Drakensberge gewaarsku. Nou goed, ons trek dan met my span ons eerste. Kom maar nog trek. Ja, span ons, maar Betty, die helfte is mos myne. Jy het gesê ons deel hulle. Nou goed, ons span ons. Daar kom iemand. Waar is julle kamp? Waar is julle mamma en papa? Net daar. Jag julle die beeste so gou as julle kan. Terug kamp toe. Moenie nog daar staan nie, maak soos ek sê. Ek het laas nag van moord en doodslag gedroom. Julle sal nog sien, daar gaan lelijke dinge kom. Lelijke dinge. Een psalm van Dawid. Psalm 23, een psalm van Dawid. De Here is mijn herder. De Here is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen. Hij doet mij nederliggen. En grazige weiden. En grazige weiden. Hij voert mij zachtjes. Hij voert mij zachtjes. Aan zeer stille wateren. Aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij verkwikt mijn ziel. Maar ken jy mos, jy's een van die besuinhoudseuns. Petrus is jou naam nie waar nie. Sannie? Ja, ouma? Sannie, gaan haal vir hom 'n bietjie koffie kos. Die arme kind is dood van die moegheid. 'n Hardkoppige beduiwelde spul die besuidnout. Ja, hy is beslis 'n besuidnout, nee seun. Laat hy eers sy asem terugkry. Dan kan hy ons alles vertel, tant Elsa. Trek klaar, maak dit dig en sterk. Hulle kom. Wie? Wie kom? Die Zulus natuurlik. Hulle kom in ordes. Hulle het laas nog ons kamp aangeval. My man en my kind. Wat het met hulle gebeur? Ek weet nie, hulle het net op ons afgestorm en ons aangeval. Die boere? En die ander? Wat het van die ander geword? Jakob! Klaas! Kry die beeste by mekaar! En julle ander manne, trek die waans op laar. Kry elke ons kruit wat ons het en elke koel wat daar is. En laat elke man 'n geweer vat. Ek het altyd gesê, mens kan Dingaan nie 'n duim verder vertrou as wat jy 'n waaweel kan gooi nie. Ek het Pieter gewaarsku, maar hy wou nie luister nie. Ek het hier in Roosevelt geskiet, hy is vuurwarm. Ja, maar moenie op my skiet nie, kom nog. As ek aan nou vuur gaan hierdie dinge my gesig ontplof. Beter om te ontplof as we daar 'n spies in jou binnevoet sit. Hy het toe nie. Maar nou kan hy nie meer nie. My kruid is klaar. Byna ook amper. Karel! Ja. Hoe leg jy daar met dit en kruid? Is daar nog iets voor?
En Hesper, kan julle uithou? Nee, ons ammunisie is amper klaar. Kan julle help? Ons het omtrent alles gebruik by Doringkop. Ek vlieg op 'n skip met die man. Waar is dit? Agter die kop. Ek sal dit gaan haal, Sarel. Goed. Ry, maar wees versigtig. Net so held daardag sy pa hierdie klein Martinus Oosthuizen. Ja, hy sal nooit vergeet dat hulle sy pa by Dingaan se kraal doodgemaak het nie. Ons het dit reg gekry, vriend. Ons het dit gemaak. Ek het nou net van laar tot laar gery om ons mense te waarsku. En waar dit te laat was om te troos. Nou is ek hier en ek sien tot my smart die pyn en die angs wat julle moes verduur. En nou het ek gekom om te doen wat ek kan om te help. Ons moet die treurige feit in die oë sien dat van die 750 man wat die berg afgekom het, vol hoop en vertroue dat hulle grond sou kry en in vrede saam met Dingaan sou lewe. Meer as 100 dood is. En ons vrouens en kinders? Ek wens partykeer dat ons nooit gekom het nie. Daar is die wat dink aan teruggaan. Teruggaan waar naartoe? Na armoede en liefdadigheid en vernedering. Terug na niks in die Kaap. Nee, ons bly. En daar is ander wat ook so dink, dit weet ek. Paar van die banges en moedelose sal teruggaan, maar ons sal bly en opeis wat ons volgens die traktaat geregtig op is. Ek het my dierbare man afgegee. En 'n broer in die vleur van sy lewe. En 'n klein seun wat skoolboeke in sy hande moes gehou het en nie 'n voorlaaier nie. In vrede en tevredenheid in sy hart, en geluk en nie angs nie. Bang dat hy was nie bang nie. Hy was 'n dappere, onverskrokke seun. Hy was bang soos ons almal bang was toe op hulle
toe hulle op ons aangestorm gekom het soos 'n swart golf van die dood. Bang nie soseer vir onsself nie, maar vir die weerloses wat hulle self nie kon verdedig nie. Bang vir die kinders en die babatjies, onskuldiges en die hulpeloses. Kyk na my hande. Daar was bloed op hulle. Bloed van my familie en my dierbares. En bloed van my aanvallers wat myne probeer soek het op bevel van hulle verskriklike koning. Kyk na die dooies daar. Die mans. Die vermoorde vrouens. Almal my vriende, goeie vriende altyd, maar veral in tye van nood. Kyk na die. O God, hoe kon hulle dit aan die kindertjies doen? Tante, ons het niks bereik deur ons oor te gee aan verdriet en bitterheid. Ons is verraai. Ons is byna almal uitgewis omdat ons aan holle beloftes geglo het. Aan 'n traktaat wat niks beteken nie, wat net 'n voorwendsel was om ons te verdelg. Hulle wou nie in vrede met ons lewe en met ons handel drywe nie. Hulle wou ons van die aarde veeg en ons uitwis. Ons is nie uitgewis nie. Meeste wil ons daar aanhou en ons sal gaan en opeis dit wat wettig aan ons behoort. Ek sal seker geen duimbreed toegee nie. Al moet ek kaalvoet loop. En al moet ek voortgaan met niks anders nie as net my man se geweer. Ek gaan aanhou veg. Veg? En waarmee staan ons veg? Met potte en panne? Almiskie. Die Zulus het byna al ons gewere gebyt of verniel. En ons het nie meer kruit nie. Ten spyte van jou en jou soort. Ons sal aanhou veg. Ons sal geweers kry, ons sal kruit kry, ons sal koels maak. Ons sal die vyand straf wat ons lewens verniel het. Tante praat namens my ook. En namens al ons vrouens. En as daar nog mans onder ons is wat wil aanhou veg. Daar is mans onder ons. En die nuwe trekkers wat bykom sal ons help om Dingaan uit te wis. Ek sê dit selfmoord. Wil jy nie aangaan nie? Kommandant, ek is geen lafaard nie, maar ek sien net nog meer ramp en ongeluk en dood. Gaan dan. Maar kommandant, ek wil nie met my stry nie. Trap. En as daar nog van jou soort is, maak hulle langs die pad bymekaar en vat hulle saam. Hy is nog jonk en het baie gelei. Goeie genade, baie gelei. Het ons nie almal gelei nie. Het die Zulus dan saam met ons dierbares ons geloof vernietig? Nee, kommandant. Ek kan vir kommandant verseker dat as kommandant nie manne het wat sal aanhou vorentoe veg nie, ons vrouens sal. Ons het niks meer om te verloor nie. Kommandant Marits, ek dink dat ek namens al die trekkers in hierdie wijk mag praat. Ons gaan nie omdraai nie. Ons gaan vorentoe. Ons sal wel 'n plan kry om die dinge in hande te kry wat ons nodig het. Ons sal saam optrek teen die vyand. Met Marits as ons leier. Ek glo nie my gesondheid sal dit toelaat nie. Te perd te wees, op ekspedisie te wees. Maar ek gaan 2 nuwe leiers aanstel. Uit 2 ander kommandos wat gesamentlik teen Dingaan kan optrek. Piet Uys en Hendrik Potgieter. Mooi skoot, Piet. Julle eise is dan maar aggressiewe ou klomp. Julle kan net so goed speel as wat julle kan veg. Dankie meneer. Ons het begane so goed veg as wat ek speel. Hier sal. Ons almal, Piet. Maar gou op. Ja, sal hulle 'n les leer hulle nooit se vergeet nie. Kan nie wag dat ons moet gaan nie. Ek ook. Jy. Hulle het my vriend by Dingaan se kraal doodgemaak. Ons het saam geleer. Oom Pieter se seun was my beste maat. Jy's daarom met jy uit die geveg uitbyt, Dirkie. Juist daarom moet ek gaan veg, vader. As vader my nie toelaat om saam te gaan nie, kom ek alleen agterna. Jy sal maak soos ek sê, Dirkie. Ja, pa. Die kinders van vandag. Al die dinge wat laat skou, hier was so word hulle groot. Hulle almal groot is vir hulle nog droog is agter die ore. Dis 'n goeie ding. As ons behoue wil bly. Ja. Daar's hulle. Hulle is by jou net ons gesien. Stuur 'n boodskap terug na die hoofkolom toe.
Ek en my manne gaan vooruit op die aanval. Gaan jy in die helling op. Val hulle op die regterflank aan. Kom ons bid dit werk, Piet. Dit moet werk. Martiens! Gaan terug hoofkolom toe. Sê vir hulle moet stelling inneem. Ons sal hulle later laat weet wat. Nee, commandant. Ons moet jou na 'n veilige plek neem. Jy kan nie ry nie. Ek kan. Ek moet ry. Jy kan nie. Kom aan. Kom. Sit, commandant. Sit. As jy bietjie kan rus. Ons sal nie by jou bly. Ja. En die ander julle nodig. Nee, commandant. Ons kan nie. Terwyl ek leef, is ek nog leier van hierdie kommando. Ons sal gou terug wees, commandant.
Vader. Ja, Dirk. Daar's niks wat jy mee kan doen nie. Geef my my roer en ry man. Dit was maar 'n paar van die vele moedige trekkers wat hulle lewens opgeoffer het sodat hulle kamerade en nageslag hulle in die beloofde land kon vestig. Maar die trekkers het soos 'n sterk boom wat weer nuwe lote uitstoot, weer groot leiers voortgebring. En een van die grootstes was Andries Pretorius, wat gekies is as kommandant-generaal na maande van skermutseling met die plunderende Zulu-bendes. Andries Pretorius het begin plan maak om die beslissende ekspedisie teen die Zulu-mag aan te voer. By Danskraal, op die oewers van die Wasbankrivier, het Sarel Sillier op 9 Desember 1838 die gelofte afgelê. Myne broeders en medelandgenoten, hier staan wij thans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om een belofte aan hem te beloven. Als hij met zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen. Dat wij die dag en datum elk jaar als een verjaardag en een dankdag, zoals een sabbat, in zijn eer zullen doorbrengen. En dat wij een tempel tot zijn eer stichten zullen, waar het hem zou behagen. En dat wij het ook aan onze kinderen zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten delen. Tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van zijn naam daardoor zal verheerlijk worden, dat de roem en eer van overwinning aan hem zal worden gegeven. 16 december 1838. Andries Pretorius en zijn dapper groep trekkers wag op die oever van die Nkomo-rivier. Die keerpunt in die Suid-Afrikaanse geschiedenis is nabij. Na hierdie dag zal het bekend staan als Bloedrivier.